Drie-eenheid Sondag 'n paar gedagtes oor God drie-enig. Die eerste noem ek God wat nader kom. Luisteraars, vandag vier die kerk wêreldwyd iets baie besonders. Drie-eenheid Sondag. Verlede week het ons Pinkster gevier, die uitstorting van die Heilige Gees. Nou staan ons kerk stil by die groot geheim en die wonder van God self. Vader, Seun en Heilige Gees. En ons bely nie drie gode nie, ons bely een God, wat hom op drie maniere aan ons bekend maak. Dis nie 'n koue formule of 'n ingewikkelde wiskunde nie, dit gaan oor 'n verhouding, dit gaan oor 'n God wat nader kom. Die Vader is die skepper, die Seun is die verlosser, die Heilige Gees is die trooster en die vernuwer. Dink net hoe wonderlik dit is, God bly nie ver weg nie, hy kom na ons toe. Die Vader skep die wêreld en gee lewe. Elke sonsopkom, elke asemteug, elke druppel reën getuig van sy handewerk. Psalm 19 sê, die hemel vertel die eer van God. Maar die mens dwaal weg, want sonde bring skeiding, vrees en donkerte. Toe stuur God nie bloot 'n boodskap nie. Hy stuur sy Seun, en Jesus sien ons die hart van God. Wanneer Jesus mense vergewe, genees, heil, dien en uiteindelik sterf aan die kruis, sien ons wie God werklik is. En toe Jesus opvaar hemel toe, laat hy ons nie as wese agter nie. Die Heilige Gees word uitgestort. God woon nou deur sy Gees in gelowiges. Die Gees gee krag, wysheid, troos en nuwe lewe. Die drie-eenheid wys vir ons dat God altyd 'n God van liefdevolle verhouding is. Nog voor die skepping was daar reeds volmaakte liefde tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Daarom is die liefde die middelpunt van die evangelie. Baie mense dink aan God as streng, koud of veroordelend. Maar kyk mooi na Jesus. Luister na die sagte stem van die Gees. Kyk na die sorg van die Vader. Dan ontdek ons, God se hart is om mense nader te trek. In Johannes 14 sê Jesus, wie my gesien het, het die Vader gesien. En hy beloof ook die Heilige Gees wat by ons sal bly. Miskien voel iemand vandag alleen. Miskien voel jy onseker oor die toekoms. Dalk worstel jy met skuld of moegheid. Dalk herinner die drie-eenheid Sondag jou, God werk nog steeds rondom jou, voor jou en binne jou. God, die Vader hou jou vas, die Seun het vir jou gesterf, die Gees wandel saam met jou, in jou. Dit beteken ook iets vir die kerk. Die kerk behoort 'n plek van liefdevolle eenheid te wees. Nie verdeeldheid, trots en bitterheid nie. Die drie-eenheid leer ons ware geestelike lewe altyd in liefde en diensbaarheid sigbaar word. Wanneer ons mekaar dra, vergewe en dien, weerspieël ons iets van God se karakter. Miskien is dit juis wat ons land en wêreld nodig het, mense wat weer die karakter van God uitleef, mense wat vrede bring, mense wat hoop bring, mense wat nie net praat oor geloof nie, maar dit leef. Op hierdie drie-eenheid Sondag word ons herinner, ons geloof begin en eindig by God self, Vader, Seun en Heilige Gees. En hierdie God nooi jou vandag nader. Daarom kan ons vandag saam bid. Here God, Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat U nie ver weg bly nie, maar nader kom. Dankie vir skepping, verlossing en nuwe lewe. Leer ons die liefde uit te leef in ons huise, gemeentes en gemeenskappe. Hou ons vas in hierdie nuwe seisoen van die kerkjaar, om U koninkryk hier te dien. Amen. Drie-eenheid Sondag en my tweede gedagte is een geloof, een hoop. Eenheid vanuit die drie-eenheid. Luisteraars, na Pinkster begin 'n lang seisoen van die kerkjaar waarin ons leer hoe om as Christene te leef. Die eerste Sondag van hierdie tyd is Drie-eenheid Sondag. Dis betekenisvol. Die kerk begin nie by programme, strukture of planne nie.
Die kerk begin by God. Efesiërs 4 sê, een liggaam en een gees, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van ons almal. Ons leef in 'n wêreld vol verdeeldheid. Mense stry oor politiek, kultuur, taal, geld en mag. Selfs gelowiges raak soms vasgevang in die konflik. Maar die evangelie roep ons terug na die eenheid in Christus. Die drie-eenheid is 'n wonderlike voorbeeld hiervan. Vader, Seun en Heilige Gees is volkome een. Nie in eentonigheid nie, maar in volmaakte liefde en harmonie. Vader verheerlik die Seun gehoorsaam die Vader. Die Gees wys vir ons die weg na Christus. Daar's geen jaloesie of selfsug nie. Liefde, waarheid en eenheid is wat ons sien. Dis waarom Jesus in Johannes 17 bid dat sy disippels een mag wees. Ware Christelike eenheid beteken nie dat almal dieselfde persoonlikheid moet hê of oor alles moet saamstem nie. Dit beteken ons sentrum bly Jesus Christus. Wanneer mense na die kerk kyk, behoort hulle iets van God se liefde te sien. Ongelukkig gebeur die teenoorgestelde soms. Woorde breek af, trots keer gemeentes het mekaar. Mense dra ou seerkry jare lank saam. Maar die Heilige Gees werk steeds om harte sag te maak. Here vandag met iemand wat bitter geword het. Dalk het iemand jou tereeggestel. Dalk het jy moed verloor in mense of selfs in die kerk. Onthou dan, Jesus het nooit sy kerk opgegee nie. Die Vader werk steeds. Die Seun tree steeds in vir ons. Die Gees herstel steeds mense. Eenheidssondag herinner ons dat geloof nie iets persoonlik is nie. Ons word deel van 'n groter familie van gelowiges. Daarom vra die Here van ons om vrede te soek, om mekaar te dra, om vinnig te vergewe en om saam die lig van Christus te dra. Ons wêreld het nie nog verdeeldheid nodig nie. Dit het mense nodig wat deur God se Gees verander word. Miskien begin dit baie eenvoudig. 'n Oproep, 'n woord van vergifnis, 'n gebed vir iemand, 'n daad van liefde. So word die karakter van God sigbaar. En onthou, die kerkjaar beweeg nou vorentoe na Pinkster. Die vraag is nie wat ons glo nie, maar hoe ons leef. Mag die Vader jou lei. Mag die Seun jou red en dra. Mag die Heilige Gees jou vul met vreugde. Ons vra die Here om ons een te maak in liefde, ons te vergewe waar verdeeldheid is, ons te vul met sy Gees sodat ons draers van vrede en hoop kan wees. Ons te help om soos Christus te leef in hierdie wêreld. Dit is drie-eenheid Sondag in ons laaste gedagte. Leef in die naam van God. Ons leef onder die seën van die Vader en die Seun en die Gees. Liewe luisteraar, vandag is drie-eenheid Sondag, 'n dag waarop ons nie nadink oor die wonder van God die Vader, Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons gedoop word, gebeur dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nie name nie, 'n naam, een God. Dit beteken ons hele lewe staan onder God se teenwoordigheid en seën. Ons leef nie alleen in die wêreld nie. Die Vader sorg, die Seun red, die Gees lei. Dikwels probeer mense vandag geloof baie ingewikkeld maak, maar die kern van die evangelie is eintlik baie eenvoudig. God wil mense nader trek na homself. Die Vader roep jou, die Gees, Jesus maak die pad oop, die Gees werk in jou hart. Dis waarom die Christelike geloof meer is as godsdienst of tradisie. Dis 'n lewende verhouding met die lewende God. Baie mense ken van God, maar leef ver van hom. Ander probeer hulle lewe self beheer totdat dinge uitmekaar het begin val.
Die goeie nuus is van die evangelie is dat God ons nie aan onsself oorlaat nie. Dink aan Petrus. Hy val en verloon vir Jesus. Maar Jesus herstel hom weer. Later met Pinkster word Petrus deur die Gees vervul en begin hy met nuwe moed leef. Dit is wat God doen. Hy herstel mense. Miskien voel iemand vandag geestelik moeg. Dalk dink jy jou geloof het koud geword. Dalk dra jy bekommernisse oor jou gesin, jou finansies, gesondheid. Luister dan mooi. Die Vader het jou nie vergeet nie. Jesus tree vir jou in. Die Heilige Gees bid selfs wanneer jy nie woorde het nie. Romeine 8 sê, niks kan ons skei van God in Christus Jesus se liefde nie. Wat 'n troos. En daarom hoef ons nie in vrees te leef nie. Die kerkjaar na Pinkster is 'n tyd van groei, gehoorsaamheid en volharding. Ons stap nou verder, nie alleen nie, maar saam met God. Elke dag word 'n geleentheid om God die Vader te vertrou, om die Seun te volg en om sensitief te leef vir die leiding van die Heilige Gees. Die wêreld verander vinnig. Die mense voel onseker. Maar God verander nie. Sy liefde bly vas en seker. Drie-eenheid Sondag herinner ons dat die hele evangelie rus in God se hande. Van die Vader af, deur die Seun en die krag van die Heilige Gees. Hoe kan ons vra? Hemelse Vader, dankie dat U ons liefhet. Here Jesus, dankie vir die redding. Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid. Lei ons nou verder in hierdie seisoen van die kerkjaar. Maak ons mense van geloof, hoop en liefde. Slot 'n gedagte wat baie interessant is. In die Nuwe Testament word dit baie duidelik dat die skepping deur Jesus Christus tot stand gekom het. Die Vader tog steeds as skepper bely word. Die vroeë kerk het dit nie as 'n teenstrydigheid verstaan nie, maar as deel van die misterie van God se eenheid. Die Vader skep deur die een in die krag van die Heilige Gees. Kom ons kyk na 'n paar skrifgedeeltes. Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Die dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hier word Jesus, die Woord, direk verbind aan die skepping. Kolossense 1 vers 16 en 17. Want in hom is alle dinge geskape. Alles is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hier gaan hy nog verder. Alles is deur hom geskape, en alles word deur hom onderhou. Hebreërs 1 vers 2 en 3. Deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy dra alle dinge deur die woord van sy krag. Dus, die Vader werk deur die Seun, en die Seun dra steeds die skepping. Hoe verstaan ons dan die Vader is die skepper? Die klassieke Christelike verstaan is, die Vader is die bron of die oorsprong van die skepingswil. Die Seun is die woord of die middel waardeur geskep word. Die Heilige Gees is die lewendmakende teenwoordigheid wat orde en lewe bring. Ons sien selfs 'n aanduiding hiervan in Genesis 1. God spreek, laat daar lig wees, die skepende woord. Die Gees sweef oor die waters. En die Vaderlike God wil en beveel die skepping. Die kerk het daarom dikwels gesê, die Vader skep deur die Seun in die Heilige Gees. Die vraag is, kan ons onderskei tussen Jesus se skepingswerk en die Vader se onderhoud? Ja, maar ons moet net versigtig wees, want volgens die Bybel is onderhouding ook sterk aan Christus verbind. Kom ons kyk weer. Kolossense 1 vers 17.
In hom hou alle dinge stand. Hebreërs 1 vers 3. Hy dra alle dinge deur die woord van sy krag. Jesus het nie net geskep nie, hy hou ook die skepping steeds by mekaar. Dit beteken, die natuurwette, die orde, die tyd, bestaan self, word voortdurend deur Christus gedra. Maar die Vader hou tog ook. Ja, beslis. Jesus self sê, Matteus 6 vers 26, julle hemelse Vader voed julle. Psalm 104 beskryf God wat reën gee, diere voed, asem gee, lewe onderhou. Die Bybelse patroon is dus nie, die Vader doen een deel en Jesus doen 'n ander deel onafhanklik nie. Nee, die drie-eenheid werk altyd saam. Die ou teoloog het gesê, die werke van God is na buite, is ondeelbaar. Met ander woorde, waar God werk die Vader, Seun en Gees saam. Maar elke persoon openbaar hom op 'n unieke manier. Miskien 'n nuttige onderskeid. Ons kan sê die persoon van die Vader is die bron en wil van die skepping as primêre openbaring. Die persoon van die Seun is die skepper in die woord en draer van alles as primêre openbaring. Die persoon van die Heilige Gees is die lewegewer en vernuwer as die primêre openbaring. Hulle werk nooit los van mekaar nie. Johannes gebruik het doelbewus in Genesis taal. Johannes begin, vers 1, in die begin, presies soos Genesis 1. Jesus begin nie, dis eers by Bethlehem nie. Hy was reeds daar voor die skepping. Dus, Christus is nie bloot deel van die skepping nie. Hy is die ewige medeskepper. En dit waarom die vroeë kerk so sterk staan teen dwaalleringe en geveg het, wat Jesus net as 'n geskape wese wou sien. Praktiese geestelike betekenis vir ons is dit dit ongeloof troostryk is. Die een wat die sterre geskep het, die see begrens het, die lewe dra, is dieselfde Jesus wat aan die kruis sterf, mense vergewe en sy disippels by die naam roep. Die skepper word verlosser en daarom kan Paulus sê, Kolossense 1 vers 17 tot 20, dieselfde Christus wat alles geskep het, is ook die een wat alles met God versoen. Die nuwe skepping begin dus in Christus. As ons dan besef dat ons ook deel is van hierdie nuwe skepping en telkens 'n nuwe skepping gemaak word, of as nuwe skepping gemaak word in Christus deur die werking van die Heilige Gees, ons as kinders van die Here word, kom ons dink daaraan op hierdie drie-eenheid Sondag dat die Vader, Seun en die Heilige Gees nooit apart werk nie, nooit teen mekaar werk nie, maar God drie-enig is wat saamwerk as 'n eenheid. Vir ons mense nie heeltemal so maklik verstaanbaar nie. Eintlik heeltemal onverstaanbaar. Maar God is baie hoër in wese en karakter as ons gedagtes en ons wese. En daarom kan ons dankbaar wees dat ons aan God kan aanbid wat magtig, ewig en ja, onverstaanbaar is. Vandag, drie-eenheid Sondag, 'n besondere dag. Baie seën vir elkeen van julle.